Ja, maar hulle doop hulle kinders wanneer hulle nog babietjies is. Hulle word nie ingeseën nie. Ja, maar hulle is nog besig met belydenis van geloofaflegging. Hulle kinders word nie groot gedoop nie. Ja, maar daar is nie eers 'n ou gitaar in die kerk nie. Hulle sing nog met die orgel. Ja, maar daar is nog 'n kansel binne daardie kerk. Hoe is dit nog relevant vir vandag? Die wêreld waarin ons leef, die dinge waarmee ons besig is, sê vir ons dat ons so vinnig besig is om te verander, dat ons doeteenvoudig net nie meer daarby kan byhou nie. En die realiteit van die saak is dat ons as mense dan nou beginne vasgryp aan goed wat vir ons stabiliteit binne in ons eie lewens en binne in ons eie geloofslewe gaan skep. En op die einde van die dag bring dit dan nou mee iets wat ek noem, ons word ja maar Christene. Nee? Ons is hierdie tipe mense wat nie saamstem nie en sê ja, maar hulle is nou besig met dit. Ja, hulle is nou besig met dat. Ja, maar hulle haal hierdie skrifgedeelte aan. 'n goeie voorbeeld is wat in die NG Kerk in gang is. Ons het in amptelike kerklike vergaderings gesê, maar daar is 'n vasgelooptheid. Ons het op 'n punt gekom waar ons nie meer mekaar se standpunte op sekere sake kan insien nie. Ons kan nie meer die ander een ooreed om ons kant van die saak te sien nie. Daar's 'n verdeeldheid in die Christendom en ek gaan so ver gaan as om te sê, maar daar was vir eeue 'n verdeeldheid in die Christendom. En dan moet ons vir mekaar die vraag vra, hoe oorkom ons dit? Hoe bou ons 'n brug om te sê, maar weet jy, dit gaan nie meer in die pad staan van my pad wat ek stap saam met iemand anders nie. Dit gaan nie vir my 'n probleem verder wees in die wêreld daar buite waar ons enkele fokus moet wees om die evangelie van God, die goeie nuus, te verkondig nie. En Paulus gee vir ons in Romeine 10 die antwoord. Ek lees vanaf vers 9. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons en word so regverdig verklaar. Met die mond bely ons en so word ons verlos. Die skrif sê tog, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. Dit maak inderdaad geen verskil of jy 'n Jood of 'n Griek is nie. Ons het almal dieselfde Here en hy deel sy rykdom uit aan almal wat hom aanroep. In 'n wêreld van verskille, in 'n wêreld van vasgelooptheid, in 'n wêreld van oordeel en verskillende standpunte, kom sê Paulus vir ons, die faktor wat ons bymekaar moet bring, die ding wat ons moet anker, die ding wat vir ons sê wie en wat ons is, lê in ons belydenis. Naamlik, Jesus Christus is die Seun van God, wat aan die kruis gesterf het vir ons sondes, wat die dood vir ewig oorwin het, en opgestaan het uit die dood. Wat wil ek kom sê? In 'n poging om nie meer ja maar Christene te wees nie, moet ons eerder kyk na dit wat ons by mekaar bring, eerder as dit wat ons skei. Dit gaan nie oor of daar 'n kansel in die middel van die kerk is nie. Dit gaan nie oor of ons nog
liedboekliedere sing en of daar 'n gitaar en 'n stel dromme in die kerk is nie. Dit gaan oor jou pad met die Here. Dit gaan oor jou verhouding met hom. Niks anders en niks meer nie. Amen.